Ons kuier hierdie week by 'n baie interessante gemeenskap en dit is die Rastas van Judas Square in Knysna. Ek het myself afgevra wat weet ek nou eintlik van Rastas af, so ek het 'n bietjie opgelees en ek weet dat die beweging, die Rastafari beweging het begin in 1930 toe Haile Selassie as keiser gekroon is van Ethiopië. Sy naam voordat hy gekroon is was Rastafari Makonnen. En daarvan dan ook die naam vir die beweging. Hulle sien hom, dis nou die Rastas, hulle sien vir Haile Selassie as die inkarnasie van God, as die Messia. Maar ek wil graag meer weet. Want al wat ek weet is, ek sien hierdie mense met lang hare wat ongekam is, wat tot op die enkels hang soms, of op die kop gedraai is. En ek weet dat hulle hou van ganja, hulle hou van 'n bietjie dagga rook en so. Maar verder weet ek ook maar bitter min. So kom ons gaan luister na wat die Rastas te sê het oor wat dit beteken om 'n Rastafari te wees. En ons luister sommer ook hoe hulle praat. Probeer maar net wees wat jy moet wees. Rastafari, hy is colorless. Ons het wit mense, ons is swart mense, so ja, almal is onder die vaandel, die sambreel van Rastafari. Rastafari aanvaar 'n groot verskeidenheid van mense. Is lekker om 'n Rasta te wees, respekvol. Love, is lekker. Jy voel vry. Ek is op my ID, Noel Melville. Ek is ook onder die Rasta gemeenskap genoem Ras Maxi. Rasta kom eintlik van die naam Rastafari. En Rastafari was die naam en titel van Haile Selassie, die persoon wat ons ken, keiser Haile Selassie van Ethiopië. Haile Selassie was 'n titel wat hy gekry het 1930, 2 November, toe hy gekroon word as keiser van Ethiopië. So voor dit was hy genoem Ras. Ras is ook 'n Ethiopian title of titel. So al die noble ones op kingly characters was having a title Ras in front of their names, like as prince or duke. So hy was genoem Ras Tafari. So Tafari was sy real Christian name en Makonnen sy surname. So hy was Tafari Makonnen. Maar met sy titel aan was hy genoem Ras Tafari. So die Jamaicans het daai toegevat as die is ons identity. Sy net soos nou die Christians word gesien as Christians of Christianity deur wat? Deur following Christ. So ons word Rastafarians of Rastas genoem, want ons follow Rastafari. Ek sal sê as enige jong mens is jy het ook jou verwagtinge. Jy wil dit wees, of jy het role models, of jy wil iets navolg, of 'n sokkerstar, of maar anyhow. Daai tyd met my groeityd was dit 'n bietjie apartheid, sal ek sê, het ons geknak en ons as jong manne was dit basis. Jy wil rebels is, jy wil iets doen waar jy sien jy kan ook contribute towards ons struggle. En myne was simpel om anders te is. Ons hou van reggae praat van die injustice. Reggae praat van die dinge wat short in life, no love, you know, en dis waar die one love concept kom. Maar same time, diep binne weet ons was goeie mense. Ons het as youngsters opgegroei, ook gelaaf, nature en allerlei dinge. So dis maar net is 'n system wat iets kom created. En ek self waar in die Oudtshoorn waar ek opgegroei het, ek moet young wit ladies het ons saam gespeel en dit so skielik hier maak die system is nie meer moontlik is of is 'n probleem. So iets is verkeerd. So Rasta het basies my gekapture, want daar was of politician of jy kan 'n gangster raak of iets soos die. So Rasta was basies die way out vir van ons vir soos ek ook. Die groen is 'n beautiful land. Die geel is die goud. En die rooi is die bloed. En dit maak die rainbow. My naam is Joseph Damons.
Aka King Tubby, mijn Rasta naam. Ik was baie lief van muziek, tot nou nog toe. En verschillende soort muziek heb ik aan geluisterd en zo aan. En later daarin van de tijd heb ik reggae muziek achtergekomen. Mannen zoals Jimmy Cliff, Bob Marley, Peter Tosh. En dat het later voor mij baie interessant beginnen raken. En ik heb meer aandacht beginnen schenken aan die boodschap in die muziek. Ik is nu ongeveer 40 jaar dat ik nog al op hierdie pad wandel. Baie jong begin. Het was niet zo ernstig aan het begin, het was eerst net reggae music en dance, maar zoals ik nog een beetje ouder geraakt heb, heb ik meer op die ernstige part achtergekomen. Meer op een part wat mij ook een beetje kan cover op mijn spiritual side. Waar ons in Nysna, kan ik zeggen, ons was de eerste Rastafarians geweest, of zal ik zeggen, ik was de eerste Rastafarian vrouw met mijn Rastafarian zin. Ik is Nancy Melville. Ik is geboren in een klein bosbouwdorpje buitenkant Nysna. Ons is op de andere kant gebleven, Nekkies. Zo ons huis het afgebrand daar. Maar voor die huis afgebrand het, het ons nog die seun gehad. En die seun het 'n bottel gedrink. En ons kon nie melk bekostig nie. So ons het 'n oupa geken wat koeie gehad het. En hy het melk gehad by die koeie. So dan het ons geloop van Nekkies af verby, dan die oupa het aan die kant gebly. So dan loop ons hier verby, dan sien ons die plek hier. Ja, so dan brand ons huis af, dan verhuis ons van daar, die is afgebrand, en ons kom bly in Judas Square. En vernoem het, of gee die naam Judas Square. Wat ik kan sê, wat ik en mijn man, ons was de uitvinders geweest van Judas Square, deur voor ons seun melk te kry elke oggend en elke aand. Ons het eerst gesquat bij die Nekkies. En voor ons was het niet aangenaam om ook tussen die mensen te blijven. Kijk, die smokkelhuizen, die bekleierij, die skjallerij. Oh, dat was niet voor ons. Dat was voor ons akelig geweest. En ons wil niet, ons kinders moet nog hier diezelfde trend volgen. Zo wat ons gemaakt heeft, ons is naar ons bier toe gegaan. En ons heeft gezegd, die is onze levenswijze. Dit is onze beginsel, man. Ons wil dit bereiken. En hulle het gezegd, Rasta, denk jullie gaan dit krijgen? Man, nee, jullie gaan het krijgen. En maar dit heeft ons geïnspireerd. Het is meer woema gegeven. Ons het bij elkaar gezet en dan het ons ook dan met onze constitutie begin. Het is dan ook dan ons met de local authority kan gaan delen met de constitutie. Ik is Mabel Christoffels. Because Rastafari aanvaar 'n groot verskeidenheid van mense. Het is nie 'n spesifieke kultuurmense wat hy aanvaar nie. Daai maak dit vir my meer aanvaarbaar. Enige kultuur, white, black, whatever religion jy is, kan Rastafari mense vir jou aanvaar. En dat is something wat ik actually baie appreciate van die cultuur. Ik is Davi Afrikaner. Ik is geboren 2 september 1964. Klein plekje, Weskaap, Pakketberg. Ons komen uit een werkersklasse leven uit. Drankabuse, drugsabuse, etc. You know. So, met Rastafari probeer je om weg te bewegen van die omstandigheden af. Ja. So, dan begin je meer een gezondheidswijze wat je nou probeert aanpassen nou, ja, met Rastafari.
giftig. Jullie drinken glad niet. Drank, ons drank, nee, ons drank niet drank niet en ons niet sigaretten niet. En dan moet ons ook dan ons vrouwen en ons kinders waarderen, ja. So ons moet niet diezelfde fouten maken wat ons ouders gemaakt hebben, zien. Ons het allemaal moes in die rural areas gebleven, hè. Toen besluit I, ons gaan die plekje, toen sê ons op al I moet vir hulle plekje, 'n rustige plekje kom uitkies. Toe kies hulle nou die plekje. Nou die plekje is die plekje wat ons allemaal sal gemeenskap saam sal leef en saam dinge doen, saam besluite doen. Ja, laat ons hier gekom het. Ons het ons kerk gebou, is 'n kruis. Ja, als 'n school running. Rasta liberty is 'n different liberty as die liberty wat jy lewe. Alles change. Van jou klere dag tot by jou eet, change. Dat is nie meer, want ek het in my ma se huis groot geraak en jou ma se huis is mos se Rasta se. Hulle maak jou groot die manier wat hulle lewe. So jy kom Rasta raak, moet jy jou hele menu change, jou hele klere dra, jou hele geaardheid. Ik is Evelina Leni Pedro, geboren in Damsebos. Als ik terugkijk, al die meerderheid van mijn vrienden is oorlede. En ik is nog hier zo, 58 nou. En ik zeg dank je voor uw vader, voor een licht wat voor mij kon opengaan, dat ons mij een beter leefwijze te kan geven. Want niemand is Rasta van ons uit geweest. Maar op het einde van die dag toe kunnen hulle so trots voel op mij. Want ik is die wijze een. Wat voor hulle nou weer kom recht sê. Want die respect het voor mij geweest. Hulle het 'n baie groot respect voor mij. Het is lekker om een Rasta te wees. Respectvol. Hoekom is het lekker? Love, is lekker. Jy voel vry. Jy het niks om voor te vrees of om skaam te wees of bang te wees. Jy's vry. Jy's vrygekoop. Geld is niks. Geld is maar een nummer. Als je nummer op is, dan is het geld op. Maar jouw leven is dit niet meer belangrijk als geld. Jouw leven gaat naar baie ver in als geld. Je kan niks kopen. Je kan niet een ziel kopen met geld. Zo ons moet leren om dat geld niet onze hoof oorrompel nie. Ons kan alles in die lewe wat ons wil hê. Dat gaan net oor jouself. Probeer maar net wees wat jy moet wees. Moenie jou oor rek vir ander mense se goede nie. Moenie ontevrede voel as iemand iets beter as jy het nie. Want jy kan maklik môre iets beter as daai persoon het. Wie weet. Dreadlocks is die mantel van die gelovige mense. Ja, so jy het gesien nou, is 'n mantel, is 'n kledingstuk ja, van die gelowiges ja. Ons sê die rooi, ongoing conflict, internal disharmony, in the yellow is ons resources, die goud, die diamante, die olie. En die groen is like die continent Afrika. So die continent se naam was Ethiopië. So Ethiopië, duidelik Ethiopië is green, you know. Hierdie vier word nie kos of jy kan net iets gaan brand maak daar nie, want hoekom uit 'n bedoeling, die simboliese waarde om ons grens om ons skoon te maak. Dit is eintlik die waarde. Van die vier en dan vir 7 keer moet ons om die vier loop om aan te gaan ja, want 7 is ook dan 'n heilige nommer.
ons het dan 'n routine. En die is de routine wat Emperor Haile Selassie gevolgd had, elke ochtend en elke aand dan nou. En die is dan nou die ochtend psalms en dit zal dan nou die, vanavond wanneer ons gaan slapen, dan zal ons nou die psalms nou weer sê, ja. En dit was de routine van Emperor Haile Selassie, elke ochtend en elke aand. En als oudstes van die Nyabingi orde is dit nou onze reël om je voorbeeld te stellen, zodat die anders kan volgen. Ons wil het niet forceren, nie. Ons gebruik maar nou om jou te oorreed. Die beginsel van Rastafari is, je moet je God kennen. En onze God is Rastafari, Haile Selassie I. En ons het Rastafari, hij is colorless. Onze witte mensen, onze zwarte mensen, so ja, allemaal is onder die vaandel, die sambreel van Rastafari. So je krijgt niet een moslim Rasta nie, je krijgt niet een wit Rasta nie, het is net Rastafari. Oké, en nummer 6 bij de Bijbel het ons mos, waar die Bijbel praat van dat jy nie 'n skeermes oor jou hoof sal laat gaan nie. So dit wil sê dan moet jou hare vrylik groei. En ook soos toe Jan van Riebeeck hulle aangekom het in die Kaap of ja, in Nysna, want die Boesman en die Khoisan was in Nysna gewees. Hulle het nie hare gekam nie. Hulle het die kam gebring, hulle het die spieël gebring van oorsee af en vir die mense gewys hoe lelik hulle lyk met hulle lelike hare en so. So dit wil sê, dit was dreadlocks wat hulle gehad het, want hulle daar was nie 'n kam gewees nie. Ja, so dit wil sê, nummer 6 as jy miskien kyk in die Bybel wat praat van dat hoe jy nie 'n skeermes oor jou haar, oor jou kop sal laat gaan nie. Rooibos is goed voor wobbelen, high-blood, sugar, low-bloed. Baie goed voor die blaas, baie goed voor klompen. Het is 72 purpose. Hierdie krye wat ek hier in hierdie hand van my het, is perdepis. Ja, hy is baie goed vir verkoue. En nie net vir verkoue nie. Selfs as jou rug seer is, hy werk na die rugspiere ook toe. Jou niere en hy maak skoon. Krye vir die nasie. Dit is wat ons liewe Jesus, ons God, vir ons geskaap het op hierdie aarde. In die begin, toe hy die hemel en die aarde geskaap het, het God hierdie krye vir ons geskaap as mens, sowel as dier, om gebruik te maak van hierdie krye, om ons te genees teen alle kwale. Baie van ons liberty of onze leefwyse is gebuis op die Bybel. Tot daar ook die Bybel reg in Genesis praat hy van you give us all green things, is nou in die Engelse Bybel, maar as kan het vertaal ook, you give us all green things as meat, even the plants with the seed therein, especially those it shall be as meat, it shall be as meat. But then where there is life with blood therein, we must sustain. It's like, wyse duidelik, ons moet nie doodmaak nie. Want ons dink daai is meat, maar eintlik alle groenplante. En dit sluit alle plante in, krye, vrugte, groente. So ganja is maar net, hoe kan ek sê, is 'n spiritual food. Dis weer iets wat versadig waar 'n vrug of 'n groente of water kan versadig, maar ons vind, ek meen ons veral as rastas of die wat dit gebruik, dat daar is 'n
'n spiritual healing en daar's 'n calmness en ander noem dit dalk is 'n dik daarom dit. Nou, maar dit is net soos water, as jy daar sit, neig jy na water tot jou water doorgeles is en dit is dit. Dus die mense is addicted to water omdat dit elke dag gebruik nie. Kyk, ons is gebruik die marijuana is ons gebruik as 'n krye wat ons gebruik, ja. So ons gebruik hom skoon en dit is dan hoe hy ook dan sy werk kan doen om ons binne en buite skoon te hou, sien? Give thanks. En die ganja, die marijuana, het was 'n vervloeking geweest vir meeste van die mense. As marijuana, die herbs, is eintlik 'n vervloeking. As jy nie 'n goeie verhouding het met die plantie, met die krye nie, ja. So daar was baie propaganda, slegte stories oor die marijuana. Maar meeste van die mense wat die slegte stories vertel, hulle het nog nie die journey gehad nie. Hulle was nog nie op die journey, so is maar hoor sê wat hulle maar nou oor vertel. Ja, die ene sele is African aardappel. Hy is baie goed vir arthritis. Hy werk in die joints in. Oral in die joints werk en hy's vir arthritis. Hulle gebruik hom ook om skoon te maak. My regte naam is Benjamin Kele. En my rasta naam is Blaise Judah. Die is die rooi wortel. Die rooi wortel word gebruik vir hoë bloeddruk. Hy's goed vir die niere. Hy werk ook vir die vroumense in die baarmoeder en dan mix ons hom met ander krye, dan maak hy die baarmoeder skoon. Hy's vir baie kwale is die rooi wortel baie goed voor. Sê vir hom geita. Ja, nou ons gebruik hom, ons maak ook mixe, ook vir suiker. Hy werk ook in steam. Ons steam en was ook met hom. Ons gooi hom ook by die ander krye wat ons in steam. Hy's baie goed vir daarvoor. En ons kan hom brand ook. Brand ons hom soms saam in peper ook. Is almal wat hulle hou die spiritte weg vir kinders wat miskien nou rustelose nagte wat kan slaap, die klein kinders, dan brand ons dit vir die kinders, ja. Die ene slangblaar is 'n baie goeie krye. Hy is op sy eie werk, hy ook in suiker in. Arthritis, hy maak bloed skoon, hy's baie bitter. Jy kan net 'n blaar of 2 van hom gebruik in 'n koppie in. Hy's ook vir die hoë bloeddruk, meng hom ook met ander krye wat hier op die tafel is, ook vir ander kwale. Sy naam is slangblaar. Die een is, sy naam is meelbol. Ja. Meelbol, kameelbol. Ons rasper hom, hy's so rooi van binne in. Hy werk ook aan die vroumense baarmoederdele, maak hy skoon. Hy werk ook aan die man hy maak die rug, maak hy ook baie goed skoon en hy selfe ene werk ook aan die ball joints in van die body in. Moerbol is sy naam nie, kameelbol. Die is Davidjie wortel. Vir hom, hy's baie goed vir die suiker, Davidjie wortel, die meng hom ook met ander krye. Jy brand hom ook vir 'n insens in die huis in. Hy op sy eie is ook goed vir rustelose nagte, Davidjie wortel. Hy werk ook aan die joints en soos ek sê in die suiker en is hy baie voorgoed, maar jy mix hom saam met garlic en saam met die ander krye wat ook op die tafel is. Is die root van David. En die ene is die baie bekende ene. Is die baie bekende ene die umpepo. Ja, hy is ook vir rustelose nagte. Hy is ook baie goed vir swak harte. Mense wat swak hart het, kan hom soos 'n tee maak, gooi water op en trek hom af, dat hom 'n bietjie staan, so vir 'n kwart uur en so. As hy afgekoel het, dan is hy nou reg van die mond, dan kan sy nou reg om te drink. En die beste tyd om krye te drink is in die aande, want die krye, hy oornag, hy maak jou deur die nag, hele jou oornag. En dan het ons ook die ene, sy al sê vir hom Kitty Bunga,
die ene glo hulle baie is mense teen hulle is, soos hulle in Xhosa sê Bunga, dan gebruik hulle die sy naam is Piti Bunga, so is voel mense teen hulle of hulle het probleme in die geloof of so met mekaar, familieprobleme of so, of broersprobleme, dan gebruik hulle die ene om hulle te was in, sit komberse oor en steam hulle met hom. En agterna, dan voel hulle baie beter en kan hulle weer hulle probleme wat hulle het, kan hulle weer face en dit weer oplos om die kry te kry. Ek moet loop tot by die berg of tot die vallei, dit is sema so. Sometimes is maklik 10 kilo's. Ja, wat ek moet loop om kry te gaan na 10 kilometers. Want ek moet op in die berg gaan, dan moet ek weer afkom en ek moet die sakke vol maak. En die kry staan nie allemaal op een plek, in verskillende plekke mee gaan om die kry te kan kry. So nam jy na verskillende plekke is, jy moet deur die valleie gaan en jy moet op hiels gaan en deur die op die berg te kom, is ver. Taal, ek sal sê, ons het so 'n pick-up van alles en net soos Jamaica ook maar. Hulle het 'n eie taal gevorm, 'n taal, byvoorbeeld oormeerderheid is dit Engels hy. Simpel voorbeeld, Guan. Guan means go on. Guan, het word net vinnig gesê Guan. Guan is eintlik go on. Wat 'n Engelse woord is, maar kyk nou op laat lyk dit. Wat praat jy Jamaicans? Guan. Ons sê nou in Afrikaans nou, ek gaan eat nou. Maar Jamaican lingo is belly move. Belly move, you know. Maar in Afrikaans is, ek gaan eat. Fee me is eintlik for me. Give me. Give me is amper gee vir my. Give for me, maar kyk aan fee me. Verstaan? En baie kere weer word die me aan die I toegevat. Ons wil nie sê me and you nie, which means separation. Nou ons sê I and I. I means I, but I also refer to you as a I, which means I make you same like me. That's why I say I and I. That's why commonly in die kant sê baie hoor, die Rasta sê I and I. So die I and I moet jy eintlik verstaan, eintlik ons praat van ons. Ons sê altyd, ons sê ons enjoy, is geniet. Maar dan voel ons wil nie die joy end nie. Ons wil dit voel, full joy. Ja, en woordjies soos appreciate, dan sê ons we appreciate love. Ons hou nie van die woord understand, want as ons dink aan apartheid was dit altyd met so aggressie. Do you understand? Dis altyd. Nou maar jy maar sap met I understand. So ons het dit gechange, ons sê overstand. Dus dat amper ek is clear. As iemand sê, ja, I overstand, dan weet ons nou, hy is clear, because we actually vir hom wil vra, do you understand? Because same, that's what ons reject, because it's like oppressive. Do you understand? Ja, en net soos in Afrikaans ook. Ons sê dieselfde woord, want eintlik verstaan is eintlik verstaan. Verstaan jy? Verstaan is amper so bide. Verstaan is eintlik verstaan jy? Nou sê jy ook nog ja, so jou ver. As ons Rastas ons by mekaar kom, dan ons praat die taal, want ons verstaan die taal, maar ander mense verstaan nie eintlik Rasta taal, unless ons hulle nou nie explain. Ja, wat is die betekenis? Kan jy vir my nog voorbeelde gee? Ja, miskien hy sê, jy, hou dit, dan vry, hoe gaan dit, hou dit, of hy sê, kom onder, dan sê, hy roep jou, kom onder. Sien, ja, so onze taal, onze language is Rasta. Je kan plek kan je verstaan, en plek kan je niet verstaan, als je niet een Rasta is. Dit klinkt soms dat mensen vang nie, maar dat moet ons verduidelijk. En dit is een van die wonderlijke dingen wat van toeristen as hy kom, het hy 2, 3 woorde wat hy graag wil onthou. Verstaan, wat hy hier kom kry het. En vir hulle voel het net eers dit brighten up life, because ons believe word sound is power. Die wat ons utter is amper soos hulle sê ook die genie, wat jy vra, gaan kom. So wat jy utter, die gebeur om ons. So ons self het ons kom sê, ons is nie meer jy en jou nie, want in apartheid word ons so genoem, jy, jou.
So nou het ons kom change I en I, ons maak mekaar groter. Yes King, daarom dat dit ons broers en ons begin brother, sister. Nou is dit oral brother en sister en tot ander mense noem ons nou ou King, ou Lord, wat so 'n honor is, maar ons het begin te vir mense te sê King en Lord. En die mense probeer dit teruggee, so dit is nou positief. Dit is nie altyd wanneer jy dit direk verstaan nie. En dit is 'n baie vinnige taal. So jy moet baie vinnig opvang wat die persoon vir jou vra of wat hy vir jou sê. Anders dan gaan dit vir jou so 'n bietjie die mekaar maak. Maar nou oké. Ons is nou al so 'n bietjie gesoutel in dit en so aan. So ek praat vandag Afrikaans na bitter lang jare. So lang gesprek, ek het lanklaas Afrikaans so lang gepraat. Want as maar my alledaagse taal, patois, gebruikte Engels. You know, as ons praat Afrikaans, Engels deur mekaar. Dis nou ons kind of patois wat ons hier gebruik, you know, want ons verstaan mekaar. Maar as ons moet ons in Jamaican broers communicate, dan probeer ons ons bes om in te pas sodat hulle kan verstaan wat ons praat. Want as ons straight Engels praat, dan verstaan hulle ook nie so lekker nie. So ons moet nou ombreek in hom so in 'n way dat jy kan verstaan. My naam is Loretta, gebore die Parel, 1975 gebore. Jare terug was die vrouens baie geonderdruk geweest in different maniere. So nou is die tyd vir ons as vrou wêreldwyd om op te staan vir ons regte en liefde is vir onsself ook bietjie eerste te sit. Nou, van ons is givers, naturally is ons as vrouens givers soos die aarde. Sy gee sonder ophou. So ons moet daar soms ook wat ons bietjie aan onsself moet dink ook. En onsself eerste sit ook en ons moet opstaan vir onsself en ons moet mekaar bystaan, ons as vroue in die tye van nou en ons moet praat oor die waarheid. Ons moet nie net altyd ook humble is en dinge laat verbygaan nie, maar ons moet nog ons voices, laat ons stemme gehoor raak 'n bietjie in die tyd. So ek dink dit is nou die tyd vir Empress men om te rise en te shine. Is natuurlijk in ons vingers van dit is hoe hulle opgroei, is hoe het elke dag in die huis is. Dit wil sê ons Rastas is soos 'n geloof vir ons nie, maar is soos 'n leefwyse. En dit is hoe ons lewe elke dag. Dit is wie ons is. Die grootste aanpassing vir my in Rastafari was die hele konsep. Om groot gemaakt te worden in een huis waar je elke zondag moet kerk toe gaan en een zekere leefwijze te leef. En om oornag alles die wat je ouders jou geleerd het te verwerp, so te sê, was een groot aanpassing. Because alles wat hulle van mij geleerd het, moet ik onleer en my eie persoon begin raak het. En die grootste probleem was, hulle het gedink ek rebel teen aan hulle. Wat hulle het besef dat ek 'n nuwe manier leefwyse gesoek het, wat my eie word, wat ek wil my eie eien in my lewe in. En daai was die grootste aanpassing daarvoor. En 30 jaar later het hulle besef dat dit was die moeite werd dat ek in daai rigting ingegaan het. Om 'n Rasta te wees, jy's meer wyser. En jy vra elke dag by die Vader vir wysheid. Die wysheid, die knowledge and understanding wat jy het, moet jy kan doen. En as is soos, ons gaan dit miskien nie mekaar sien, ons as Rastas sien, maar ander mense sien die goedheid en die mooiheid en die respek in jou. Want ons gaan miskien verby mekaar kyk, maar ander mense sien wat jy nie sien nie. Ons moet die boodskap nou uitstuur, sodat die wêreld kan weet ook wat aangaan. Want die wêreld is ook maar bekommerd, hulle sien ook maar nou, wat gaan nou aan, is oral net
dreadlocks en kalles en wat gaan aan behind die kalles. Ja, daar is nog wel 'n probleem wat ons ook het. Daar is baie wat lyk soos rastas, maar hulle dra maar net die styl van rasta, maar hulle is nie bonafide rastas nie. Ja, hulle gebruik dit maar net. Ek sal sê soos in die Christen geloof. Hulle beweer hulle is Christens, maar hulle is nie onderdanig aan die law and order van die Christens nie. Hulle doen hulle eie dinge. So in ander woorde, daar is mense tussen ons wat lyk. Mense geneig om eers vir hulle aan te kyk as rastas. As om vir ons wat reël staan vir rasta aan te kyk vir rastas. Hulle altyd, ek weet nie hoe die mense sien ding is nie, maar dit is maar altyd so. En dan daar is die soort mense wat net probeer om ons eintlik in 'n slegte lig te sit vir die way of life wat hulle wil lewe. Van ons het suksesvolle besigheid manne geraak, stalletjies op die straat. Nou sit ons met klein markies en winkeltjies verstaan en as suppliers nou. Maar hy was ook eers maar aankoop en 'n verkoper. So daar's development en ek wat van daai tyd af kom is vir my om goed om te sien, verstaan. Ek het begin met 'n boksie op die skouer. Dan koop ons 1 sakkie lemoen, ons is 4 brothers, ons share it. You know, en so gaat het aan en ook van lingua gepraat, dan loop ons rond en sê ons, aitel. Want aitel means nou natural, ons sê wie mense, ons het natural stuff. Nou, as al woorde wat ons wie Jamaica het gevat, dat aitel means natural. En gewoonlik vrugte en groente, as het nog nie gekook is, dan sê in sy aitel vorm. It means natural vorm. So hier word natural nou aitel. So een van onze slogans is so rondloop en skree ons vir die mense, aitel, aitel is vital. No, 1 bite en dan is spite. Yeah, only 1 rand your packet, maar aitel is het wat nou 10 rand te pakket is. Te verkoop het ons het vir rand te pakket. Want dus 'n sakkie lemoene 3 rand. En ons koop hom saam en ons share hom tussen ons en ons kan die 3 rand oor en oor maak. Koop 'n boksie appels wat 5 rand daai tyd was, is nou 50 rand. En ons share om elkeen het appels, elkeen het lemoene, elkeen dan gaan ons soos by daai tyd by Spar, dan kry ons al die pakkies wat dalk al nie meer verkoop is, dan skuifel dit mos uit, want dit 'n pappies en met 'n beter prys, dan gaan ons vir daai, want ons kry 'n goeie prys, al net die pap een uit, en die regtetjies weer op die rak en ons verkoop, en dis hoe ons so survival gemaak het. Nou ry die rastas met bakkies rond, en ek voel goed deur te dink, hoe dit begin, en kyk hoe gaat dit nou, hulle ry met hulle eie bakkies en dit. So ja, in die 40 jaar sal ek sê al development gewees. Na 'n paar dae saam met die Rastafaris is ek regtig beïndruk deur hulle sagge aardheid, hulle vredelewendheid, die manier wat hulle omgee vir hulle families, hoe hulle omgee vir hulle gemeenskap. Niks jaag hulle nie. Hulle is so chilled. En toe wonder ek of die res van die wêreld wat dikwels so gedrewe is, so aggressief is, ook nie maar dalk 'n bietjie meer moet paf nie.